Spreekdeur saam Dr. Yvonne Berg, Dinsdae om 12 uur. Ja, 'n nuwe dag vir deurbreek. Ek weet nie waar om te begin nie. Ons het so fantastiese paar weke gehad en soveel dinge het gebeur en tussen al die perde en die show jumps en nuwe perde wat gebore is en dinge wat gebeur het, is daar iets wat by my vasgesteek het hierdie week en is iets wat ek graag wil deel, want ek glo daar's iemand op buite wat na my luister, wat hierdie boodskap nodig het. Ons het so tydjie terug het ek, terwyl ek een van my aandklasse aangebied het ons gepraat oor om te loop in Abba Vader en Yeshua se voetspore, Jesus se voetspore, en hoe belangrik dit is om werklik waar verhouding te hê met hom en in sy voetspore te volg, om sy woord te lees en te bestudeer, om hom te leer ken, maar ook om die riglyne en instruksies in sy woord te leer, sodat ons dit kan volg, sodat ons, soos Johannes vir ons sê, 'n lewe van oorvloed kan ervaar. Ons weet, alles is te mekaar, die wêreld, die uurglas van die wêreld loop al hoe vinniger. Jy begin by maandagooggend jou oë oopmaak en 'n nuwe week begin en as jy weer sien is die week verby en jy wonder hoe het jy alles gedoen gekry en jy wonder hoe het jy by alles uitgekom en jy kan nie glo dat die tyd is al verby nie. En as jy jou oë weer knip, dan is 'n maand verby, dan is 'n kwartaal verby, dan is 'n jaar verby, dan is 'n paar jaar verby. En terwyl ons gesels oor die belangrikheid van Abba Vader volg en in sy voetspore volg, sy riglyne te volg, omdat ek met perde te doen het en omdat ek baie betrokke is by die kinders en die show jump en om perde te rehabiliteer en nuwe geleenthede te gee, het iets by my kom vassteek. Wanneer ons uitgaan en ons gaan doen show jumps en ons neem deel aan sekere kompetisies by sekere arenas, dan bou hulle 'n stel spronge, 'n course, 'n baan waar daar sekere spronge is, sekere hoeveelheid sentimeters, en die deelnemers wat perde ry, neem dan deel en hulle spring dan oor hierdie spronge. So die hele baan word uitgepak en sê maar hulle spring 70 cm, dan is al die spronge op 70 cm gestel, maar elke sprong lyk anderste. Daar's byvoorbeeld verskillende sykante by die pale, party is mannetjies, party is figure, party is blomme, en ja, dit is nogal regtig 'n vindingryke en iets wat nogal redelik tyd vat om die baan te bou en al die fillers, soos wat hulle dit noem, in te sit en alles spoggerig te maak en opwindend te maak, maar ook met hierdie hele baan wat so mooi is en verskillende kleure is en allerlei dinge by is. En dit is waar die mense ook geleentheid kry om wat borge is om hulle naam daar uit te kry. Want sekere spronge word sekere goed genoem, byvoorbeeld sien nou maar die veearts borg 'n sprong of borg 'n sekere bedrag vir sekere kompetisies, dan word daai Blue Cross wet se sprong dalk daar uitgesit of wat ook al. So, en dan wat ek al baie gesien het en wat baie belangrik is dat die deelnemers gewoonlik 'n tyd gegee word voordat hulle deelneem aan daardie baan se spronge gegee word om die baan te stap. So hulle merk nie net dan waar die verskillende spronge is, sê net maar daar's van 1 tot 10 en dan is daar partykeer 1, 2 en 3 en dan is dit 'n 4A en 'n 4B spronge wat baie nader aan mekaar is. En dan die baan word gepak in verskillende vorms en verskillende maniere. Dit is miskien nie reguit in 'n lyn nie. Jy spring 1 en 2 en dan moet jy eers 'n draai vat en linksom kom en dan gaan jy na 3 toe en dan moet jy nou weer 'n regsdraai vat en dan gaan jy na 4 toe. So die baan is nie noodwendig, dis in volgorde, so jy moet van 1 tot die naaste nommer spring,
maar dit staan nie agter mekaar nie, vir diegene wat nog nie by 'n show jump kompetisie was nie. So, dit word redelik gecompliseerd gepak, dit hang maar af van die graad van die spronge wat gedoen word in die kompetisie. Maar dan sal jy sien al die ruiters gaan dan op die baan en hulle stap die spronge en jy kan sien hoe tel hulle en kyk en maak seker watter sprong is waar. En wat nogal help is dat as die spronge verskillende kleure is, dan kan jy vir jouself agter in jou kop sit sê, maar 1 is geel en 2 is rooi en 3 is blou en 4 is oranje. En so kan jy vir mekaar sê, en dit is ook wat die afrigters dan doen langs die baan, is hulle sal byvoorbeeld, as hulle sien die ruiter is so 'n bietjie de mekaar en weet nie wat is die volgende sprong nie, of het dalk vergeet hoe die baan gesit is, dan sal hulle sê orange, blue, red, dan hoor jy hoe skree hulle van die kant af om vir die ruiter dan te wys of aan te dui na watter sprong toe hulle volgende moet gaan. Wat ook baie belangrik is wanneer hierdie ruiters op die baan is, kyk hulle nie net die spronge nie, daar's verskillende goed waarna hulle moet kyk. Hulle kyk na hoe die baan uitgesit is, waar 1, 2, 3, 4 en 5 is. Hulle kyk na die rooi vlaggie en die wit vlaggie. Die rooi vlaggie en die wit vlaggie is gewoonlik op die pale, wat vir jou wys is of linksom of regsom. En van watter kant af jy die sprong moet neem, dit is alles goed wat tel. En dit is vir my nogal, hoe meer in die dieper ek hier ingaan, hoe meer besef ek hoe eintlik gecompliseerd show jumping is. So gecompliseerd, dit is om perd te ry en om in hierdie kompetisie deel te neem. Dis nie netlik van sale perd op, kry jou goedjies agter mekaar, klim op en gaan doen dit nie. Nie net moet jy die baan onthou nie, jy moet onthou om jou bene te druk en te knyp en te los en jou een linkerhand se rein korter te maak as jou regterhand op sekere maniere, die perd moet op die regte been wees, jy moet reg gefokus wees, jou lyf moet in lyn wees om 'n perd om 'n draai te bring en om reguit op die sprong af te kry. Daar is soveel goed om te onthou. Ek dink motorbestuur is baie, baie eenvoudig as jy dink daaraan wat jy moet doen as jy motorbestuur, of dit nou handrad is en of dit nou outomaties is, teenoor om perd te ry. Daar is soveel goed wat mense moet onthou. En ek sien as ons hierdie kinders afrig, en ek sien hoe die afrigting plaasvind, en ek sien hoe die show jump plaasvind, en as daai perd op verkeerde been is, dan vir daai sprong, dan gaan daai perd daai paal afstamp. En hulle kom verkeerd in die draai in, en hulle liggaam is nie gedraai nie, en of hulle kop is nie reg gedraai nie. En dan kry jy dan perde wat partykeer dink, hulle is voertuie, en hulle drifte in die draaie in. En dan kan dinge heel skeef en verkeerd loop. Maar die ding wat ek ook opgelet het, is dat die ruiters, en elke ruiter is verskillend gebou, elke ruiter is uniek, elke ruiter is 'n verskillende lengte, maar elke ruiter tree af die spronge tussen mekaar. En dit was vir my baie insiggewend. Die eerste keer wat ek dit gesien het, ek regtig verstaan nie. En ja, om perd te ry en om show jumping te doen is 2 verskillende dinge. So vanuit die perspektief om net 'n perd te ry, dink ek anders en sien ek dinge anders as van die perspektief waar mense fisies show jump doen, soos my dogter. Ja, dan tree hulle die spronge af, veral spronge wat ver uit mekaar uit is. En dit word genoem strides, hulle tel die strides. So, vir my was dit altyd baie snaaks geweest om hierdie goed te sien, want jy sien hoe tel hulle partykeer 32 tree. So hulle gee, as jy nou byvoorbeeld jou bene wyd oopmaak, sal iemand nou sê, maar dis 1 meter, dan gee hulle nou 1, 2, 3 sulke lang tree af, en dan is dit 32. En so tel hulle, en hulle weet, die volgende sprong is soveel strides, en die volgende is soveel strides. En dit het my begin puzzle. Ek het gedink, maar hoe kom sal hulle dit wil doen? Want die perd se strides, sy beweging van sy bene, en hoe hy galop, of canter in hierdie gallop, in hierdie show jump in, om die volgende sprong te vat, sy wyte en sy lengte van sy bene en sy galop is duidelik anders as die ruiter sinne. Maar die ruiter kan tel in daai galop hoe naby hulle is aan die volgende sprong. So as hulle sê maar 32 strides getel het, weet hulle die perd moet soveel keer galop om dan
basies voor die sprong te wees om die sprong te maak. So dis al hierdie goeders wat hulle moet onthou. Dis onthou van hoe jy moet sit, dis onthou van wat terrein, waar moet wees, jou hande moet so wees, jy moet lig wees, jy moet kontak hê met die perd se mond en die stang in die perd se mond. Partykeer moet jou bene druk, partykeer moet jou regterbeen los wees en jou linkerbeen druk. Dis al daai liggaamsbewegings wat jy moet inkorporeer om te kan spring. En dan het jy nog die strides ook wat jy moet tel. En jy moet wanneer jy oor die eerste sprong is en jy moet draai na die volgende sprong toe, moet jy, as jy oor die sprong is, dadelik moet jou kop al draai in die rigting in waar die volgende sprong is, sodat die perd jou beweging kan voel op sy rug, sodat hy kan begin draai en sy kop gedraai kan hou. So dis al hierdie goeders wat jy moet onthou. En dit is wat maak dat jy suksesvol is, dit is wat maak dat jy 'n kleurhand het, dat jy rosette kan wen, dat jy kan hoër spring en al die dinge. Maar in hierdie tel van die strides, terwyl ons hierdie bespreking het van hoe belangrik dit is om in Yeshua se voetspore te volg, en hoe ons moet konsentreer daarop om dit te doen, dink ek terug aan hoe hierdie studente hierdie baan uitloop en hulle strides tel. Want hulle weet hoe belangrik is om daai strides te tel. Hulle weet presies dan hoeveel strides hulle perde moet gee, hoeveel gallops hulle perde moet gee tot die volgende sprong toe. En waar hulle wat se bewegings moet doen en wat hulle moet doen om daai sprong suksesvol oor te maak. Nou sit ek die twee bymekaar, want dit is hoe ek werk, dit is hoe my brein werk, is net soos wat die ruiter suksesvol wil wees in hulle show jumping event, net soos wat hulle wil gaan van 60 cm na 70 cm na 80 cm en doelwitte het wat hulle wil bereik. Is dit vir hulle belangrik om hierdie goed te doen? Eers is vir hulle belangrik om te oefen. Hulle moet verhouding bou met hulle perd, want as jy nie verhouding bou met jou perd nie, kan jy nie in kompetisies deelneem nie, want jy en jou perd moet gesinkroniseer word, jy moet mekaar verstaan. Jy kan nie net 'n perd op stal laat staan en dan een keer 'n maand op hom klim en besluit jy gaan 'n show jump event doen en jy gaan 'n Grand Prix doen en jy gaan 'n FEI kampioenskappe doen en jy gaan wen nie. Maar jy het geen konnektasie met daai perd nie. Jy is nie gesink met daai perd nie. Jy het geen verhouding met daai perd nie. Jy spandeer geen tyd met daai perd nie. En net so moet jy oefen. Jy moet hard werk daaraan. Jy moet bly werk daaraan. Daar's sekere goed wat jy moet doen. As ek sien hoe Janke, my dogter, haar perd skool, hoe hulle sekere goed doen. Hulle vir maande en jare skool hulle die perd in sekere goed. Hulle kry sekere goed uit hom uit waar hy byvoorbeeld 'n resiesperd voorheen was. Hulle kry die resies mentaliteit uit hom uit. Begin om te kry dat hy stadiger in die arena werk, dat hy meer gefokus is, dat hy minder senuweeagtig is. Dat hy weet om sy lyf beter te gebruik, dat hy korter draaie kan vat. Hy verstaan nie sy lyf nie, hy verstaan nie van korter draaie nie. Hy raak van balans af as hy met korter draai vat, want hy was gewoond net een reguit manier hardloop. Resiesperde word ook geleer wanneer hulle in hulle lunging rings hardloop. In sekere areas hardloop hulle net linksom, sê maar in die Weskaap, en dan in Johannesburg hardloop hulle miskien net regsom. So jou perde in die Weskaap het 'n swak linkerkant. So hulle is van balans af as jy te veel op die linkerkant werk. Hulle kan nie altyd linksom draai nie. So nou om dit uit hulle uit te kry, om hulle te skool om daar uit te kom en dan in 'n arena te kom waar hulle met spronge neem en hulle met linksom draai en hulle met kort draaie vat, is goed wat jy moet leer vir hulle. Maar met tyd, met empatie, met simpatie, met compassion. Jy moet regtig vir jou perd, wil ek amper sê, aan die hand vat. En jy moet met hom gaan stukkie vir stukkie, of met haar gaan stukkie vir stukkie en 'n gedeelte vasvang en capture. Jy moet aan iets werk en dan moet jy dit capture en sê, okay, nou het jy dit in jou, nou is dit die volgende ding. Ek weet Janke het so lank gesukkel om vir Otto om op die regte been te kry en al wat ek gehoor het, wat die coach die altyd vir ons sê is wrong leg, wrong leg, wrong leg, wrong leg. Ons het omtrent 'n uur sessie gehad waar die coach die altyd vir ons sê wrong leg. En dan kom sy af gery na 'n jump toe, dan sê sy wrong leg, dan moet sy sirkel met hom om op die regte been te kry. Dan kom sy weer af na daai jump toe, dan sy weer op die verkeerde been. Want as hy op die verkeerde been is, gaan hy die sprong verkeerd vat en gaan hy die paal afstamp. En dan het hulle nie 'n clear round nie. So dan is hulle nie suksesvol in daai show jump nie.
So dit is goed wat jy moet met hulle deurwerk, dit is goed wat jy in verhouding bou, dit is goed wat jy met oefening doen, dit is goed wat jy dan capture, wat jy vasvang in hulle geheue. En Autumn het nou begin, wat vir my so amazing was, het sy vir my nou sê, mama, Autumn wys nou vir my sy op die regte been, want sy start swaai hy. So hy het 'n sekere manier wat sy start beweeg, as hy weet hy is op die regte been, en dan weet sy, want sy kan voel in sy liggaam, hy is op die regte been. En dit is sulke goed, dit is wat verhouding doen, dit is wat verhouding bou doen. Die ruiter verstaan die perd verstaan die ruiter, hulle werk saam, hulle het 'n doelwit saam, hulle wil saam hierdie kampioenskap wen, hulle wil saam vorder na nuwe doelwitte van 50 cm na 70 cm na 90 cm na 'n meter toe. En dit kom net deur harde werk, dit kom deur verhouding bou, dit kom deur oefen, dit kom deur mekaar te onderskraag en met mekaar te werk. Jy as ruiter het werk om te doen, die perd het werk om te doen. Saam as kombinasie as ruiter en perd moet julle afrigting kry, julle moet oefening kry, julle moet mekaar kan verstaan. Jy moet, as jy sekere spronge doen en jy weet daar's sekere goed waarvoor hy bang is of wat hy voorskrik, moet jy hom eers blootstel daaraan. Autumn byvoorbeeld hou nie daarvan as mense baie na by die kantlyn staan of ewe skielik iemand net verskyn nie teen die kant nie. Dit spook hulle, dit is wat ons sê, die perde spook. Daar's baie perde wat nie hou van bome wat waai langs arena nie. Dit sal hulle afsit of hulle ewe skielik net gaan botstil staan of net uit dodge vir 'n ding. En dit is goed wat gebeur, dit is ongelukkig goed wat gebeur. Partykeer kry 'n mens die geleentheid om hulle bloot te stel aan hierdie goed, en veral met die spronge, as daar byvoorbeeld sekere kleure is, perde kan nie alle kleure sien nie, sekere kleure kan hulle glad nie sien nie, en dan is daar sekere goed wat vir hulle laat skrik, en dan sal hulle nie 'n sprong vat nie, en dit is maar goed waarmee jy moet werk, as jy weet, dit sit hulle af, dan moet jy maar met hulle werk, wanneer jy weer by die huis is, in jou eie arena, op jou tuisveld moet jy maar met hulle werk, dat daar beweging is teen die kantlyn, of dat iemand goed sê, of dat die bome waai, of dat daar plante is op die baan. Ek weet baie perde word afgesit deur fisiese plante wat langs die spronge is op die baan, maar dit is hoe hulle als decorate op die show jump bane. En baie perde word geafronteer deur sekere kleure. So dit is maar goed waardeur jy moet werk met jou perd en vir hulle blootstelling gee daaraan. Ek weet van ons ruiters het 'n ding gehad oor die perd wil nie met hulle spring oor 'n filler wat lyk soos 'n muur nie. Dit is letterlik net 'n stukkie plank wat geverf is. Party van dit is nie eens 'n plank nie, is 'n stuk lap canvas wat geverf is wat afgedrol word, wat lyk soos 'n baksteenmuur. So dit is rooi geverf met sulke wit strepe wat lyk soos 'n rooi baksteenmuur. En sekere perde wil dit net nie spring nie. So of hulle nou dink dit gaan hulle seermaak of is hard, mens weet nie wat in hulle gedagtes aangaan, jy kan nie hulle gedagtes lees nie, maar nou moet jy by die huis so iets hê wat jy hulle aan kan blootstel, dat hulle kan sien, maar dis okay. Dit is nie daar om my seer te maak nie, ek is okay, ek kan dit doen, ek is veilig. En dit is soos wat ek nou eendag gesien het, wat Tamara met Simon gedoen het, sy het hom gevat na daai filler toe, sy het hom laat kyk daar, laat rustig daar verbystap, en hy kon identifiseer met dit, en gesien, dit is nie iets om voorskrikkerig te wees nie, en sy het hom kans gegee om regtig waar te assosieer met dit, en daarna het sy hom gevat en gedraai, en hulle het oor dit gespring. So, dit is waaroor dit gaan, dit is verhouding bou, dit is tyd insit, dit is effort insit, dit is moeite, dit is sweet, dit is arbeid, dit is al hierdie dinge. En dan bring ek dit weer terug en dan denk ek, is dit nie wat ons verhouding is met Abba Vader nie? Ons het 'n doelwit met 'n perd, met 'n show jump. Ons wil die beste uit die perd uitbring. Ons wil hê hulle moet doen wat hulle voor lief is. Ons wil bewys dat hulle iets werd is, soos Autumn byvoorbeeld, word mense gesê het, maar hy is net 'n bullet werd. Waar Johanke vir hulle wys, maar hy is baie meer as dit werd, want sy doen die moeite, sy spandeer tyd met hom, as sy kyk, Dylan en Blue, hoe ver hulle gevorder het. Dylan het nou weer in 'n kompetisie deelgeneem, die naweek, en 'n roset gewen, met 'n perdjie wat gebruik was om kos te steel uit lande uit, wat volgens mense nie enige waarde het nie.
het Dylan regtig vir haar tyd ingesit, sodra hy kans kry om plaas toe te kom, naweke, as dit skoolvakansies, dan kom hy en hy spandeer tyd met Blue, en dit is verhouding bou, dis karakter bou, dit is security gee, dis sekuriteit bied, om te weet dat ek is veilig by Dylan weet hy is veilig by Blue, goeie saam doen, saam gallop op plaas, ja, daar is tyd in die arena, ja, daar is harde werk wat moet ingesit word, maar dan is daar ook die fun tyd, die tyd van gaan speel in die dam met die water, die tyd van gallop met om die plaas, met die sunset. Daar is lekker tye, en ons harde tye, en ons harde werk tye, en daar is dissipline tye, maar dan is ook die fun tye. So, en dit trek ek als terug na verhouding met Abba Vader. Ek bring hierdie hele ding terug na verhouding met Abba Vader. Ons lewe in 'n vinnige warwel lewe. Dinge is te mekaar, dit gaan verskriklik vinnig. Jy sien soveel dinge gebeur wat verkeerd is, soveel dinge gebeur wat nie regverdig is nie. Daar is nie meer regverdigheid nie. Ek kyk na 'n teacher se lesings partykeer, hulle sê verkeerd is reg en reg is verkeerd. Waar ons gesê het, hierdie ding is verkeerd, moreel word dit nou as aanvaarbaar beskou. En alles het omgedraai. As jy kyk na waar jy altyd Sondag namiddag lekker kon rustig speel op die parkie en net rustig wees en die ouers was rustig en al die dinge, ek dink het net so verander. Alles het net so verander. En ek besef net hoe meer dinge verander, hoe meer het ons Vader nodig, hoe meer het ons verhouding nodig, hoe meer het ons tyd met hom nodig. Maar selfs met ons ook in ons lewens, ons het ook nog steeds doelwitte, al gebeur dinge vinnig, al gebeur dinge teen 'n spoed en al is alles te mekaar, het ons doelwitte in die lewe. Ons wil tog nog gelukkig wees, ons wil tog nog gesond wees, ons wil tog ons kleinkinders miskien sien, ons wil tog sien dat ons kinders eendag trou. Ons weet nie of ons dit kan sien nie, maar ons het tog daai doelwitte, daai ideale waarna ons streef, en wat noodsaaklik is, want waarvoor lewe ons? Maar ook het ons doelwitte om ander te bereik, om ander te bedien, om daar te wees vir ander wat ons nodig het. Maar ons kan niks doen as ons nie verhouding het nie. Die ruiter kan nie 'n kompetisie wen en in 'n arena ingaan en eers die baan gaan stap as hulle nie verhouding het met hulle perd nie, as hulle nie gesinkroniseer is met hulle perd nie. Ons kan nie ons doelwitte in die lewe bereik, ons roepings uitleef en doen as ons die verhouding met Abba Vader het nie, as ons hom nie ken nie, as ons nie hom ken as ons saligmaker en ons verlosser nie. En dan kom ek terug na die gedeelte wat ons bespreek het in 'n lesing. Soos wat daardie ruiter stap en daai baan uitstap en die straat stel, om te weet dat die perd soveel straats moet gee om daai sprong te vat. En dan is dit soveel straats na die volgende sprong toe. Dit is wat ons moet doen. Ons moet soveel tree gee in Yeshua se voetstappe, in Jesus se voetstappe. Sodat ons daai sprong kan vat, sodat ons daai uitdaging kan vat. Dis wat ek deel die aand met hierdie lesing is sien die spronge wat ons in die arena het vir die perde. Sien dit as jou uitdagings. Jou uitdaging om deur die laaste week te kom voor die einde van die maand. Jou uitdaging dalk met 'n siektestoestand, jou uitdaging dalk met terapie, jou uitdaging dalk met behandeling van een of ander toestand, jou uitdaging dalk met 'n eksamen, jou uitdaging dalk met 'n projek wat jy bestuur of kommissie wat jy moet nog bymekaar maak en invorder voor die einde van die maand, want dit is 'n sekere doel wat om te bereik, 'n sekere taak wat om te maak. Sien dit as 'n showjump arena met hierdie spronge. Nommer 1 geel, nommer 2 blou, nommer 3 groen en nommer 4 pers. En jy moet daai spronge maak om daai doelwit te bereik. Maar jy kan dit nie maak as jy nie die strides getel het nie.
Jy kan dit nie maak as jy nie in sync is met jou perd nie. Jy kan dit nie maak as jy nie die effort ingesit het om te oefen nie. En hoe doen ons dit in ons geestelike lewe? Ons stap in Yeshua se voetspore. Ons tel ons strides. Ons lees die woord. Ons bou verhouding. Ons gaan in ons binnekamer en ons bid. Ons gee eerstens elke sprong, elke uitdaging wat voor ons is, gee ons vir hom. Met die wete dat sy woord vir ons sê en ons sal kom woning maak in jou, dat hy in ons is, dat ons in sync is, dat ons saam deur hierdie ding kan gaan. Die ruiter spring nie van die perd af en spring self oor die sprong as die perd dit nie maak nie. Die ruiter op die perd spring oor die sprong om hierdie kompetisie te voltooi, om die einddoel te bereik. Abba Vader en ons, saam as 'n span, staan voor uitdagings. Abba Vader ken al reeds die uitkoms, maar as ons ingetap is en ons is in sync met hom, deurdat ons die woord lees en deurdat ons tyd saam met hom spandeer, gaan ons weet presies wat om te doen wanneer ons voor daai uitdaging staan. Wanneer ons op daai baan kom en ons sien al die spronge, ons sien al die spectators, al die mense teen die kantlyn wat vir ons kyk, en die senuwees begin knaag en hierdie dinge voel partykeer asof dit op ons afkom en ons weet nie wat te kan doen nie. Is dit tyd om te fokus op wat jy geoefen het, jou verhouding met jou perd, en te weet dat jy gaan oké wees. Jy weet, hy het jou en jy het hom. En dit is hoe ons moet wees in die lewe. Elke dag wat ons, as ons in die oggend wakker word, is dit my visie. Ek stap in 'n nuwe arena in. Nuwe spronge is uitgepak. Dis 'n nuwe dag. En ek moet hierdie spronge deur hierdie dag gemaak kry. Ek moet oor hulle kan kom, sonder om 'n paal af te stamp. En partykeer as ek dan nou 'n paal afstamp, is dit ook nie die einde van die wêreld nie. Want Abba Vader is daar om my te help. Hy is daar om my te vergewe. En as ek gaan en ek kan bely en hy vergewe my, dan kan ek weer aangaan en met die volgende ronde weer daai sprong vat en hom oorkom sonder dat ek die paal afstamp. Maar dit kos verhouding, dit kos tyd en verhouding is so belangrik. Verhouding met Abba Vader is so belangrik. Die liefde van ons lewe, die liefling van ons siel. Die een wat alreeds die uitkoms weet, die een wat alreeds die einde weet nog voordat dit begin het. Dit is so belangrik daardie reset is vir daardie ruiter om te ontvang, die trots om met die reset aan die perd se reins te ry en die victory run te doen. Net so het ons 'n eindstreep om te behaal. Ons het 'n wedloop om te hardloop. En ons kan dit nie doen sonder Abba Vader nie. So terwyl die week nog jonk is, ons nou eers by Dinsdag is, mag elkeen wat vandag luister met vleiende vaandels oor elke sprong in daardie arena vlieg en die einddoel behaal. En mag elke uitdaging 'n uitdaging wees wat jy nie alleen aanpak nie, maar wat jy aanpak met Abba Vader aan jou sy, as 'n span. Bou daai verhouding, werk hard aan daai verhouding, volg in Yeshua se voetspore, tel daai strides, sodat jy kan seker maak, jy is gerig, jou perd kyk in die regte rigting in, jy is op die regte been, en jy is gereed om 'n sprong te neem, en jy is gereed om die oorwinning te behaal. Mag julle geseënde week hê en mag julle ook die victory round ry aan die einde van elke hurdle, elke sprong wat in julle pad gekom het. Mag jy die oorwinning
ervaar. Shalom.